Gerda, vandag se vraag is dit gesond om altyd beskikbaar te wees? Ag Lisa, dis 'n kort antwoord, kort episode. Die antwoord is onomwonde nee. Maar ek dink 'n mens moet seker die vraag vra, hoekom het ons die drang om altyd beskikbaar te wees? Hoe ontstaan dit en wat is die impak op ons? Mense het nodig om dit dalk te verstaan. Jy weet, enerzijds dink ek om altyd beskikbaar te wees, gee vir baie mense die vals persepsie van belangrikheid. Jy weet, jy voel baie belangrik as jy altyd jou foon by jou moet hê. Jy voel relevant as jy altyd beskikbaar is, as mense onmiddellik 'n reaksie by jou kan kry. Dit laat jou baie goed voel. So dit is die een ding en ek dink nie dit is heeltemal te goed vir enige mens om heeltemal te belangrik te voel nie. Ek dink daar's 'n fyn lyn. Ons moet belangrik genoeg voel en ons moet belangrik voel vir die regte mense. Maar jy hoef nie vir die hele wye wêreld belangrik te wees nie en dit is nie goed vir jou nie. Ons is nie bedoel om in hierdie konstante, ek wil sê, troon van bewondering wat ons vir onsself skep met sosiale media toeganklikheid te leef nie. Dis nie goed vir die mens nie. Die tweede ding is dat wanneer jy die hele tyd beskikbaar is, dan is jou brein ook aangeskakel en geaktiveer om dinge baie vinniger as 'n noodgeval raak te sien en te identifiseer. En dit is so, weet ek beskryf soms die gevoel wat ek sê as ek nou kliënte sien, dan kyk ek nie na my foon nie en dikwels kyk ek vir die volle dag wat ek werk glad nie tussen pasiënte na my foon nie, want dit kan net oorweldigend raak. En dan as ek nou vanmiddag my foon aanskakel, dan is daar honderde WhatsApp boodskapies. En dit is dikwels nie omdat ek belangrik is nie. Dis omtrent 80 van die 100 is dit op die buurtgroep. Maar my oomblik wanneer ek daai rooi tekentjies sien met hierdie groot getal daarin, dan stuur my brein seine na my liggaam toe dat hier is gevaar, hier is nood, dit is 'n krisis, jy moet dit uitsorteer. En dan as ek van hierdie boodskappe gelees het oor wie se kat nou weer weg is en watter waterpyp het nou weer waar gebars, dan voel ek half 'n onvoltooide sin van dringendheid in my liggaam voortleef. So dit is nie vir ons goed nie. Ons liggaam dra die prys daarvan. En baie studies lese toon aan dat daardie gevoel van heeltyd beskikbaar wees en die behoefte om heeltyd beskikbaar te wees inmeng met ons slaappatrone, inmeng met ons vermoë om goeie gesonde verhoudings met die mense in ons fisiese omgewing te hê. Dit is belangrik dat ons weet dat dit 'n direkte impak, 'n bestudeerbare impak. En dis belangrik dat mense self hulle grense stel en self sê ek gaan nie nou antwoord nie. Ek onthou toe ons kinders was dit nie toelaatbaar om mense te bel na 8 in die aand nie. Na 8 in die aand het jy nie meer enigiemand gebel nie, behalwe die dominee en die polisie vir verskillende en soms dieselfde redes, maar belangrik geweest dat mense kon sê daar is 'n grens en dit was amper asof daar was net 'n reël hieroor nie. Dit was net aanvaarbare telefoonetiek. Almal het dit so toegepas, etiket. Ek weet dit was telefoonetiket. Almal het dit toegepas. Jy het nie gewonder daaroor nie. En vandag is dit 'n baie meer geïndividualiseerde ding. Ons kry boodskappe 10:00 die aand by mense, weet, um kliënte wat jou 11:00 die aand op WhatsApp probeer stuur of weet, en ek praat nie nou van my kliënte nie. My kliënte weet hulle gaan nie my in die hande kry nie, maar mense wat besigheidseienaars is of mense wat dag en nag op sosiale media boodskappe beantwoord en so. Dit maak inbreuk op jou persoonlike tyd. En ek dink dit vat van ons kreatiwiteit en ons denkprosesse ook weg. Dit maak 'n groot inbraak op jou vermoë om net teenwoordig te wees waar jy is. Alles mens dink op die neurologiese vlak, hoe as jy stilte rondom jou het, hoe jou brein begin prosesseer wat in jou lewe aangaan en prosesseer die angs en die stres en die goed en die sleg en die alles, en jy gaan 'n baie meer, die lekker woord, gelukkige tussen aanhalingstekens wees. Jy gaan baie meer gebalanseerd voel, baie rustiger voel in jou lewe as jy vir jou brein tyd gee om te prosesseer. Maar Gerda, ons is tog so lief om vinger te wys vir sosiale media en vinger te wys vir dit en is werk en is moed en alles. Die keuse lê by die individu, as ek nie reg nie. As jy wil hê hierdie moet stop, ek noem dit, jy kry mos besluitmoegheid, eetmoegheid, slaapmoeg. Ek weet daar's nou moegheid, lyk my as 'n nuwe woord. So nou voel dit vir my hierdie is nou die beskikbaarheidsmoegheid. Jy gaan uitbrand. Maar die keuse of jy daar gaan beland of nie, of hoe om daar uit te kom, gaan by jou lê en by jou alleen.
Lise, 100%. En ek dink dit is ek wens mense wil dit besef. Mense voel hulle is die slaaf van hulle omstandighede. Jy is nie. Sosiale media, Instagram gee nie om of jy daar is of nie. Daar's genoeg verbruikers. Facebook gee nie om of jy daar is of nie. Weet ek persoonlik ek hou baie daarvan om sosiale media sabbatse te vat, gereeld, jy weet. En mense sal dan vyf kom sê, "O, hulle het nou dit en dit en dit op, jy weet, sosiale media gesien." Ons ek sê dis ou nuus, dis 'n jaar terug. O, hulle het eers agtergekom ek is plaas nie nou eintlik daarop nie. Dan dink ek, want hulle gee nie eintlik om nie. Mense gaan kyk nie. En ek dink ek dink is iets wat ons vir onsself moet begin besef. Niemand gaan na jou profiel toe en kyk wat doen jy in jou lewe nie, nie meer nie. Tensy hulle, jy weet, bietjie behep is met jou vir een of ander absurde rede. Mense kyk eintlik net wat ook al in hulle feed kom. En in hulle sosiale media feed word deur 'n algoritme bepaal. So met ander woorde, jy maak nie en dit weer klink verskriklik as ek dit sê. Jy weet ek as 'n sielkundige, ek wil vir elke mens sê jy maak intens saak, maar jy maak nie daar soveel saak soos wat jy dink. En dit is belangrik dat jy kan onderskei tref tussen waar maak ek regtig saak. Jy maak eintlik regtig saak vir die mense, die kring rondom jou. Lise het bepaal dat ons as mense eintlik hoogstens 8 nabye koneksies kan onderhou met mense. Met ander woorde, jy as 'n individu het die vermoë om 8 nabye, intieme koneksies te hê. Net 8. Dit is nie eers 2 hande vol mense nie. Dit is regtig min. Maar ons lewe asof ons koneksies kan hê met honderde mense. En ons moet baie van onsself deel en ek hou van die idee van weerloosheid, vulnerability is die Engels. Maar ek dink ook ons gaan daarmee goedkoop om. Jy weet, ek dink ook ons is weerloos waar ons nie moet wees nie en ons het mure waar ons meer weerloos moet wees. So jy kan dit 100% kies en jy kan kies om uit die rotte resies te klim wat beskikbaarheid aanbetref. Jy kan jou foon afsit. Dit laaste keer wat ek gekyk het, kom fone nog met 'n aan en 'n af knoppie. Maar dit is asof ons vergeet het waar hy sit. En ek dink dit is belangrik dat jy vir jouself kan sê, daar is sekere ure in my dag waarop ek gaan sê ek is nie beskikbaar nie. Van die mees effektiewe mense, en ek dink ek wil gaan praat oor produktiwiteit, want hierdie is 'n argument wat ek baie hoor in my spreekkamer, is dat mense sê, ek het dit nodig vir my werk. Nou, amper elke produktiwiteitsguru in die wêreld, as jy kyk na James Clear wat Atomic Habits geskryf het, en jy kyk na BJ Fogg wat Tiny Habits geskryf het, en jy kyk na mense wat praat oor Gerda, jy het nog gou daar opgebreek. Gerda. ek skiet. Jy het nou net opgebreek as jy kyk na mense dan sê as jy kyk na jy het die name genoem en toe sê as jy kyk na dan breek jy op. Dis ons gou die kans gee dat alles weer terugkom. Ek wil vir jou sê ek sit langs die Wi-Fi router in ons praktyk, maar ek dink hy word gestrostel. Ek is so jammer. Nee, dis alles reg. Okay. So jy het die name genoem van die produktiewe mense, die besigheidsmense en toe sê jy hulle almal sê en toe is jy gaan. Goed. Reg, ek's reg, goed. So wat hierdie gurus almal sê is dat hulle fokus meer op energiebestuur as op tydsbestuur. En dis 'n klein maar dis 'n subtiele maar belangrike onderskeid om te tref. As jy gaan fokus op jou energiebestuur, dan gaan jy meer intentioneel wees met jou tyd. Jy gaan sê ek het nie die energie om X aantal tyd op 'n foon beskikbaar te wees nie en hulle almal, elke liewe een van hulle, gebruik 'n tydperk in hulle dag wat hulle uitblok wat hulle onbeskikbaar is vir die buitewêreld. Hulle sit hulle fone af, hulle maak hulle e-posse se toe op die rekenaar en hulle doen 'n groot klomp van hulle werk offline sodat hulle kan regtig fokus, sodat hulle regtig diep werk kan doen. So as jy vir my sê jy het nodig om altyd beskikbaar te wees vir jou werk, dan is jy waarskynlik nie so produktief en effektief in jou werk soos wat jy sou kon wees as jy vir jouself tyd uitblok nie. En ek sê nie jy moet jouself 6 ure aflyn gee nie, maar kan jy 'n ure dag vat en sê vir hierdie uur sit ek my foon af, ek sit my e-posse af en ek fokus om hierdie projek af te handel sodat my aandag nie versteur kan word nie. Want die ander ding wat dit ook doen aan ons as ons die hele tyd beskikbaar is,
is ons aandag word die hele tyd geroep. So ons praat van attention switching. Dit is nou die mooi Engels, die Afrikaans op voorstel is aandagverskuiwing. Daar bestaan nie ietsie soos multitasking nie. Ek wil dit net hardop sê. Jy kan nie twee goed op dieselfde tyd doen nie. Wat gebeur in jou brein is dat jou brein spring in neurale bane van een taak na die ander in baie kort suksesie van mekaar. Met ander woorde, baie vinnig spring dit so. Dit voel vir jou of jy twee dinge op dieselfde tyd doen, maar jy is besig om jou aandag so te verdeel en jou aandagspan so dramaties te verkort dat jy op die lang duur eintlik kan sit met al die simptome van iemand wat 'n aandagafleibaarheidsprobleem het. En dit is iets wat ek al hoe meer sien. Mense wat nooit probleme gehad het met aandagtekort nie, wat as volwassenes die probleem ontwikkel het. En die korrelasie met hulle tegnologie gebruik en hulle beskikbaarheid is so sterk, jy kan dit nie miskyk nie. Mense, die tyd het ons ingehaal. As jy 'n vraag het, stuur 'n e-pos na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel, sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset West. Haar besonderhede is beskikbaar hier by die gesprek, so gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek, ek dink almal van ons het nodig om hierdie te hoor. En dan die heel belangrikste is, wat ek sommer net gou hier opsom van vandag, is net vlugtig. Onthou, die keuse lê by jou. Moenie blameer die werk en nie alles nie. Maak keuses, want aan die einde van die dag moet jy en jy alleen mooi kyk na yourself.